Goeiemôre, dit is Dinsdag die 25ste Maart. Vanoggend lees ons saam Lukas 13 vers 8. Ons is besig met die gelykenis van die vyeboom wat nie vrugte gedra het nie. Gister het ons gehoor hoe die eienaar van die wingerd daar gekom het en gesê het, nou maar hier is nie vrugte nie. Hoekom moet ons nog die boom hou? Kom ons kap het uit. En dan antwoord die tuinier, vers 8. Maar hy antwoord hom en hy sê, meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan, totdat ek rondom gespit het en mis gegee het. Die tuinier is die een wat sê, kom ons gee hierdie boom nog 'n kans. En in hierdie gelykenis wil Jesus sê, maar dis God wat sê, hier is nog 'n kans. Dis God wat sê, kom ons doen bietjie moeite, kom ons sit bietjie energie in, ons maak die grond rondom die boom los, en ons gee bietjie kunsmis, gee ekstra water, en kyk of het nie dan wil vrugte dra nie. Dis God wat met ons as mense so moeite doen, met ons as mense so geduld het. Wat sê, kom ons probeer nog 'n keer. As ons die Ou Testament lees, dis God se geduld met Israel, waar hy maar net weer probeer en weer aandag gee, weer die volk ophelp, weer die volk verlos, weer die volk vergewe en seën, in die hoop dat hulle hom sal dien en hom sal volg, en dat hulle getrou sal bly in hom. Dat hierdie tuinier kom sê, meneer, nog 'n jaar, kom ons gee nog 'n kans. God is geduldig. Hy sê nie net tot, kom ons kyk of hy môre dra nie, hy sê, kom ons gee 'n jaar kans, want hy weet, dit vat tyd vir 'n boom, om vrugte te dra, dis seisoene. God is in my en jou lewe ook besig. Vandat ons gebore is, tot die dag wat ons doodgaan, wil God hê dat ons vrug dra vir hom. Wil God hê dat ons naby aan hom lewe. Is hy die een wat vir ons nog 'n kans gee. Die Hebreërskrywer sê wel, terwyl daar nog 'n vandag is, laat ons 'n keuse maak. Ons weet nie wanneer ons jaar verby is, of ons jare verby is nie. Kom ons dra vrug nou. Kom ons laat God toe, dat hy ons, soos hierdie tuinier, versorg, dat hy vir ons kunsmis gee, dat hy vir ons snoei, dat hy vir ons beter maak om meer vrug te dra. Hemelse Vader, dankie dat U moeite doen in ons lewens. Dankie dat U vir ons geduldig tyd gee. Here, dat U, soos hierdie tuinier, spreekwoordelik rondom ons spit, die grond losmaak, en vir ons kunsmis gee, deur die Gees en deur die woord en deur die kerk. Help ons, Here, om vrug te dra, om nie hierdie genade en hierdie geduld te misbruik nie. Nee, Here, maar om die geleentheid en die oomblik aan te gryp, en dankbaar U te dien en U te volg. Mag ons ook hierdie genade uitdra na ander. Here, soveel mense wat U nodig het, en dit nie regtig eers weet nie. Dankie dat ons vir mekaar kan bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat operasies voor het. Mag hulle, Here, U genade en U sorg en U trou beleef. Ons bid vir elkeen wat U nie ken nie, dat hulle die vreugde sal ontdek om vir U te kan sê, Vader, in Jesus se naam. Amen.